En dit is Abigail. Ken julle vir Abigail? Come on Abigail, laat ons gaan. So ons gaan verder in haar verhaal. En soos ek goed vir Abigail. Sy sê op wonderlike mensie, maar ons ontmoet haar op 'n plek waar sy getroud is met 'n man en die man se naam is Nabal. Nou, hy was 'n vicious man geweest. Kyk, as jy sy naam gaan search en die betekenis daarna kyk, dan beteken dit hy is dwaas geweest. So ou Abigail was getroud met 'n ou dwaase man. Maar sy het deurgedruk. Nou wat toe gebeur is, David, daai tyd was hy nog nie 'n koning nie. Dit is nog mooi rustig, hè? David kom toe na Nabal toe en sê vir Nabal, my broer, jy moet my nou kom help. En die braas sê, nee David, ek help jou nie. En David raak toe kwaad, wat? Hy is furious en hy besluit toe, teen jou gaan ek oorlog voer. David van toe praat en iemand sê, vir jou gaan ek terugkryg en jy my is nou eindelijk vernieder. Nou in die oomblik kom Abigail toe op die verhoog. Wat doen sy? Sy staan op. Sy pak 'n kospakkie, sy lei die donkie en sy gaan na David toe en sê vir hom, my broer, word vir my rustig. Sy sê vir David, dit wat jy nou wil doen, die bloed wat jy nou wil laat stort, is nie die moeite werd vir 'n man soos Nabal nie. Abigail het haar kroon van troos opgesit, haar kroon van moed opgesit, haar kroon van volharding opgesit en vir David gesê, moenie oorlog gaan voer nie, bring vrede. En soos die tyd aangaan, haar manne toe uit die preek het gegaan en sy trou toe met David en David is toe daai tyd die koning. En David het gesê, ek kan nie hierdie vrou laat gaan nie, hoor. Hy vra vir haar om te trou en toe kry sy die koninklike naam. Maar sy het eintlik al klaar gedra, nog voor sy die titel gekry het. Want Abigail het die kroon van moed en volharding opgesit, toe alles vir haar gesê het, meisie, jy moet stil bly. Abigail het besluit om op te staan en te praat, en wat het haar praat gebring? Dit het vrede vir 'n nasie gebring. En so word julle elkeen geroep. Baie keer dink ons, wanneer jy 'n kroon dra, en wanneer jy hierdie mooi ding in die lewe ervaar, dat het gaan om ander mense te impress. Maar Abigail het besef, ek dra nie my kroon vir mense nie, ek dra my kroon vir God. So al praat hulle sleg van my, steeds gaan ek aangaan in hierdie lewe, al dink hulle niks van my nie, steeds gaan ek